Vriende, hartlik goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige dag is dit my voorreg om vir jou te groet in Jesus Christus se naam. Mag die Heilige Gees jou hart open, sodat God se woord inslag in jou lewe kan vind en jou in die geloof kan versterk. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons begin vanoggend met 'n nuwe reeks uit die eerste brief van Johannes. En ons lees vanmôre 1 Johannes 1 vers 1 tot 4. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien, met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom. Ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarvan ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. In hierdie brief, broeder en suster, is daar blyke van kommer oor die feit dat gelowiges in die war gebring word deur dwaalleraars, wat beweer dat die Seun van God nie werklik mens geword het nie, en dat Jesus dus nie die Christus is nie. Wie dit glo, kan nie in gemeenskap met God en met Jesus Christus leef nie, en kan ook nie in die regte verhouding tot medegelowiges staan nie. Christus Jesus is die Seun van God wat mens geword het. Wie dit nie bely nie, is 'n anti-kris. God is lig en God is liefde. Wie aan God behoort, lewe in die lig en in die liefde. Dit is die voorwaarde vir gemeenskap met God en met medegelowiges. Ons sien in ons teks van vanoggend hoe Johannes begin deur te sê dat God van die begin af daar was. En dan kom bevestig hy dat hy self en die ander apostels ooggetuies was van Jesus se werklikheid. Hulle het homself gehoor. Hulle het hom met hulle eie oë gesien. Hulle het aan hom geraak. En hulle bevestig dat hy die woord en die lewe is. Hulle is getuies van alles wat hy geleer en gedoen het. En dit verkondig Johannes nou aan die gelowiges aan wie hy hierdie brief skrywe. Broeder en suster, God se woord is die waarheid. En hy het dit aan sy disippels en aan mense geopenbaar om vir ons neer te skryf. En Johannes kom bevestig dat dit wat nou in hierdie brief gaan volg, die waarheid is, dat dit van God afkom, en dat kinders van die Here in die waarheid en in God se lig moet gaan lewe. Ek en jy moet hierdie boodskap ons eie maak. Ons moet in God se woord glo. En wanneer ons in God glo, dan weet ons, sal ons die ewige lewe ontvang en sal ons in die volle waarheid gelei word. Johannes wil aan ons die ewige lewe wat by die Vader was, aan ons kom openbaar. En dit is Jesus Christus. Hy sê dan, hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. Wanneer ons hierdie woorde glo, dan sal ons blydskap volkome wees in die Here. Kom ek en jy, neem hierdie woord van vandag ter harte. Die woord van God is lewe. Christus is lewe. Hy is die enigste een wat aan ons die ewige lewe kan gee. Kom ons hoor wat Johannes vir ons wil leer in die volgende paar dae. Ons glo daarin. Ons neem sy getuienis aan as die waarheid. En ons gaan lewe toegewyd en gehoorsaam tot God se eer. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat ons in aanbidding voor U kan buig in hierdie nuwe dag. Ons prys U naam en ons eer U vir wie U is. U was van die begin af daar. Dankie Here
dat U Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur het, om vir ons U wil bekend te kom maak. U disippels het homself gesien, hulle het aan hom geraak, hulle het sy woorde gehoor, en dit het hulle neergeskryf vir ons in U woord. Dankie vir die Heilige Gees wat ons in die volle waarheid lei. Oortuig ons harte van U waarheid, Here, en lei ons daarin, sodat ons lewens U kan verheerlik. Vergewe al ons sondes, seën ook vir ons hierdie mooi dag, en oorspoel ons met U liefde. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.